Ek wil net die video uitstuur na mense toe, want en veral ons kinders. Want deesdae is daar so baie dinge en sulke brede goed wat in die wêreld aangaan. En ons is eintlik so onbewus van so baie dinge wat oral aangaan. Ek praat nie van Bredasdorp, ek praat nie van die Kaap, ek praat van oral in die wêreld. My naam is Lana O'Neill. Heavenly Promise 48. Ons bestaan al 20 jaar al en fokus op mishandeling van vroue met kinders en families. Begin in Vredendal in 2005 en is nou in Bredasdorp. Julle, ek weet nie of ons kinders, ek praat spesifiek met ons jong mense, ons tieners wat adolessente raak, of weet nie wie hulle op die oomblik is nie, want tiener adolessensie, dis maar die loophole wat daar is, en jy probeer jouself vind. En as ons kyk na die internet, ons kyk na social media, ons kyk na WhatsApp, baie gevaarlike goed, en veral is jy trauma van jouself het, en jy het dinge wat jy self moet deel. Ek gaan nou so praat, want dit is nou eintlik, ek praat met jong mense, ek praat met meisies en seuns. Dan kan dit eintlik, dan is die internet, social media, alles baie gevaarlik vir jouself. Want daar stye, afhangende van hoe jou emosionele toestand is, kan dit wees dat jy sekere goed op WhatsApp sit, of op social media sit, en dit kan vir jou eintlik jou toekoms ruïneer. En dit is waarop ons moet waaksaam wees. Die ergste van alles is ek waarsku gereeld mamas op Facebook om te sê, moenie meer foto's, ons kan nie meer foto's van ons babas opsit. Ons wil breek met ons kinders, ons poplappe. Ons wil foto's van ons kinders sit wat presteer, maar is so gevaarlik vir die web, ek noem dit die web, want die pedofiele is wêreldwyd, kan hulle 'n inbraak maak op jou foon, veral julle, ek weet ook baie van ons jong mense, kinders se locations is altyd aan. Daar's pedofiele daar buitekant wat sulke goed soek. Hulle soek babetjies, hulle soek jong seuns, hulle soek 'n spesifieke. Die kind moet lank wees, die kind moet bruin hare hê, babetjie moet so lyk of so lyk. Dit is fotos wat hulle soek. Ek praat nou van fotos. En daai fotos word versprei. En aan die einde van die dag word jy, kan jy, ons sê child trafficking, kinders word vermis, niemand kry daai kinders nie. As ons nou na die statistieke kyk van kinders wat weg is, oor jare, waar is hulle? Maar ons lewe nou met selfoon, tablets. Ek sien mamas gee hulle kinders tablets op die ouderdom van 5 jaar om met games te speel en op YouTube te wees. Maar ek wil net vir julle sê van, ons moet weet wat ons doen, hoe ons doen, en ander mense respekteer, veral jong mense, kinders. Ek gaan nou 'n bietjie net praat oor, ek gaan dit aflees, geslagsbewustheid. Wat is geslagsbewustheid? Dit is hoe mense volgens hulle geslag behandel word en hoe om op te tree. Almal moet gelyk en goed behandel word, volwassenes en kinders, mans en seuns, is nie verhewe bo meisies sê. Ons het mos daai ding wat ons sê, hulle is meisies, ons doen dit so, mans, jy sal die geskotte goed nou was. Dit werk nie so nie. Almal moet met respek behandel word, nie gespot word of dink mans en seuns mag alleen iets doen nie, en meisies mag nie, vrouens mag nie.
Kom ons kyk na ongesonde geslagsbewustheid. Dit verwys na 'n man of 'n seun en hoe hy dink en optree rondom die geslag. Die liggaam wat nie respekteer word nie, die veiligheid en die verantwoordelikheid daarvan. So ons almal moet net mekaar respekteer en meisies, seuns, meisies, mans, vroue. Groepsdruk, objektivering en onkunde oor gevolge. Ons besef nie dat sulke, by al die foto's wat ek nou vir my ouetjie stuur, of my ouetjie vra vir my nou, stuur vir my foto in die badkamer. Julle, ek sien dit gereeld. Ek sien dit gereeld op ons 10, 11-jarige kinders se Facebooks. Kinders wat ons inkry en dan sê ek gaan in julle Facebook en ek kyk by sy vriende, dan word daar gevra, stuur vir my 'n kaal foto van jou. Ons praat nou nie van AI nie, ons praat nie van gemanipuleerde foto's nie, dit gebeur in die werklikheid wat ek met deel. Nie iemand anders nie, wat ek met sien, so is realiteit. So, die foto's misbruik, ons besef nie dat sulke foto's misbruik of verder versprei kan word nie. En dit kan lewenslange skade aan iemand se selfbeeld, vertroue en selfs op hulle toekoms bring. Die ene van wie die foto geneem is, of dit nou AI is, onthou, jy raak bang vir die apps wat jy kry. Ek is bang. So, of jy dit stuur, of dit 'n gemanipuleerde foto is, of dit 'n foto is wat ek my girlfriend sê stuur vir my terwyl jy in die bed lê. Dit is verkeerd. Dis onwettig. So dit kan lewenslange, jou toekoms is in sy glorie. As jy dit doen en 'n minderjarige kind onder 18, sy mamma sien dit, of sy pappa sien dit, en dan kan hulle 'n klag teen die persoon lê. En dit is die gevaarlikste. So die ongesonde geslagsbewustheid beteken dat jong mense nie leer om hulself en ander se liggaam met respek, waardigheid en verantwoordelikheid te hanteer nie. As daar so 'n foto is iemand nou vir my kind so 'n foto stuur, dan is daar mos nie respek nie, daar is nie waardigheid, as ek die foto aan gaan stuur nie. En dink net, hoe moet daai persoon voel, as daai fotos uitgaan, en dit lê die hele wêreld vol. Hier is ek kaal, is my eie liggaam, of is iemand anders se liggaam met my gesig. Dit gebeur, julle, ek sien dit baie. Ons het al sake gemaak, maar dan gaan ons altyd die rigting om te kyk, hoe kan ons die kinders help? Moet ons 'n saak maak? Het hulle nie dalk net berading nodig en hulle net die opvoed? Ek dink opvoeding is baie belangrik, want daar is nie genoeg opvoeding. Die kinders word nie, want dis die lewe wat ons is nou in die era, is fone, ons praat nie meer met mekaar nie, ons sit hier in een kamer, dan WhatsApp ek vir jou. So dit is waarin, dis die generasie wat ons nou in is. Jy weet so, dink net hoe voel daai persoon, en dink dit is 'n saak teen jou gemaak gaan word. Wat dan? Wat dan? So voor ons sulke goedjies doen, dink, wat is die gevolge? Ons het 'n meisiekind gehad wat 9 is, wat haar Facebook geboortedatum 13 jaar oud gemaak het. Sy is met meer as 500 buitelanders op daai Facebook, né? En ouerige mans. En daar word gevra vir seks. Trek jou uit, stuur vir my foto, stuur 'n foto van jou privaat dele. Ek meen,
19 jaar oud. So al wat ek vir julle wil sê is, dink 2 keer voor julle post. Dink, wat kan gebeur? Alles gaan op geslag, die respek. Jy weet, almal is gelyk. Maar dan vra jy jouself, hoekom doen ek dit? Was dit groepsdruk? Groepsdruk speel 'n groot rol. Maar ons kan nie sê, nie is die tannie se kindie, want dit is hoe dit in hulle huis ingaan nie. Wat ons moet doen is so iets nou so oopgemaak word. Dink ek, ons moet om 'n tafel sit, voor ons na 'n polisiestasie toe hardloop. Dis my gevoel, dis my persoonlike gevoel. Onthou, tieners? Hoe dink tieners? Hoe is die wêreld hier buitekant? Hulle brein, hulle word geïndoctrineer. So ek vra ook die ouers, oral, dis hoe ons dit ook moet doen, ons bly maar weg van die sake af. Wat is die volgende stap? Hoe kan ons help? Kan ons jy weet, mediasie het en sê, okay, ek gaan my kind vir berading stuur. Nie groepsessies nie, ek glo nie groepsessies nie. As elkeen dit kan bekostig, wat hierdie video gaan sien, kry 'n private maatskaplike werker, kry 'n sielkundige, help jou kind. Want daar moet dit 'n oorsprong, as dit die groepsdruk is, dan is daar 'n oorsprong. Hoekom dit gebeur? En ek wil nie, ons moet mekaar begin skel oor, dis jou skuld, dis hoekom jou kind so lyk. Nee, ons lewe die generasie, ons moet ons kinders ondersteun, en as hulle foute maak, maar kinders, jong meisies en seuns, al wat ek vra, dink as julle iets post, daai goed verdwyn nie van die internet af nie, dit verdwyn nie van social media af nie, as iemand 'n saak maak, daai geskiedenis kan opgesoek word, so bly, dink, dink, en veral ons jong mense drink mos ook nou, ons drink van, ek sien nie goed, ons drink van 12 af, is ons, kuier ons op 'n Vrydag aand, en Saterdag aand kuier ons, en as ons 'n drankie in is, dan weet ons môreoggend later wat ons gesê het vir iemand op WhatsApp, op Facebook gesit het, of Instagram gesit het nie. So be aware. Ek vra vir julle jong meisies en jong seuns, meisies ook, is jy 'n grudge teen 'n ander meisiekind? Asseblief, moenie lelike goed opsit nie. Daar is 'n ding soos die Menseregte Kommissie ook, wat ons kan aangekla word. As ons goed van mense opsit wat teen menseregte, wat die persoon of 'n kind se menseregte skend. Want ons meisies is mos maar ook maar meisies. As ek van jou hou nie, jy sal sien wat ek met jou doen. Dit is normal. So meisies en seuns, there's consequences for everything what we do. So before you act, dink, wat kan gebeur? As ek 'n kriminele rekord kry, dan is die res van my lewe, ek kan nie gaan loswat nie, ek kan nie verder gaan nie, dit bly op jou naam, ek dink is vir 10 jaar, bly het op jou naam. Ek is nie seker van die 10 jaar, maar ek dink ons het nou onlangs so iets gehad. So asseblief, just don't act. Weet wanneer jy die drankie gebruik, wat jy opsit. Dink aan die pedofiele. Julle locations is baie keer die meeste van die tyd aan julle jong mense. Want ons moet mos al weet, my vriendin moet weet waar ek nou is, en dat ons kan gesels en mekaar skelmpies kry. Dis normal, is kind wees. Maar kind wees kom ook saam met verantwoordelikhede. En is nou tyd, dat ons verantwoordelikheid moet aanleer, en besef, ek wil nie kriminele rekord hê, ek praat van seuns,
een van meisies. Daar is jeugcelle. Daar is sekere mense, so as enige iets met julle gebeur of jy het so iets gedoen, praat verskoning. As jy 'n prokureur kan bekostig, jou ouers, laat dan probeer mediasie wees, is wat dan nou so 'n lelike ding moet wees, om 'n polisstasie te hardloop. Hoekom kan ons ouers nie om 'n tafel sit, en net met mekaar gesels, en dan 'n oplossing soek? Die lewe bestaan uit konflik uit, en ons het kinders. Ons moet ons kinders ondersteun, en die beste oplossing soek vir ons kinders. Onthou, hulle is maar net kinders. Tieners, adolessente, hulle is confused. They at the age that they don't know which way they're going. En as goed miskien by skole gebeur het. Ons kry die goed baie julle. Laat die beheerliggaam met die ouers sit, en die ouers, die kinders, wees nederig. Ons het fouteer, kan ons om verskoning vra nie, daai tipe ding. Ek wil net hierdie ouers moet nie, as hulle nou, as dit by mediasie kom in sulke gevalle, moenie die ander ouer wil aanval, of die kind wil aanval nie. Gaan in en bespreek, en kyk om al die kinders te red, te help. Dit is nie lekker as my kind se 'n kaalfoto daar buitekant hardloop, jy is woedend, maar dan moet jy besef, is dit regtig my kind is dit regtig my kind, of is dit net haar gesig? En dit is wat ek al die ouers altyd sê, ons kom by mekaar, met respek, net soos geslagsbewustheid, met respek, nederigheid, en verstaan mekaar in die oplossing. So ek gooi dit vir julle, en ek dink jong seuns, ons weet ook is 'n boasting, julle boast mos. Jy gaan sien, daai girl het ek Vrydag aan, daai tipe goed, fotos word geneem. It's happening. Ons was ook jong, maar daai tyd was daar nie selfone gewees nie. En 'n selfoon is 'n gevaarlike ding. Jy weet nie eens jy word gerekord nie. Jy weet nie eens wat 'n foto van jou geneem nie. Ek sien net, my meisiekind vat 'n foto, dan weet ek nie eens het 'n foto nog van my gevat nie. So mense, kinders, meisies, seuns veral, asseblief weet wat julle doen. En Tannie vra uit die diepste van Tannie se hart, hê respek vir meisiekinders, en moenie dink, julle is verhewe bo meisiekinders nie. Net sowel soos mans. So ek sê baie dankie, en ek hoop julle luister, en ek dink julle het gaan dink, maar ek gaan dit nou stop en sê, die laaste stukkie wat ek wil sê, onthou net, regtig onthou, as daar saak gemaak word, en julle kan nie 'n oplossing kry tussen kinders met die ouers nie, dink net aan jou toekoms. So ek vra die diepte van my hart ook die ouers, as die ouers miskien dit kan sien, oral waar ek dit nou gaan uitstuur, kyk of julle kan om 'n tafel sit en praat en kry hulp by julle kinders, en kyk waar is die oorsprong, maar moenie iemand anders se kind skuld gee nie. Fokus op jou eie kind, en help, dat jou kind 'n gesonde groot mens, volwassene kan ontwikkel. Baie dankie, ek hoop dit help, of ons dink.